Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Ek glo en vertrou dit gaan goed met u, dat die waarheid van die Here se woord vir u altyd kosbaar en baie belangrik is. Nou ek gesels oor die spreek in tale, die reeks daaroor wat ek doen, en vandag gaan ons gesels oor die mites en die dwalinge ten opsigte van die spreek of bid in ander tale, dis die prayer language. Daar is baie misleiding in ons kerk en dis 'n baie omstrede onderwerp. Maar ons moet na hierdie dinge gaan kyk, dis baie belangrik. Ek gaan vir julle 'n paar videoklips speel. Ons gaan luister wat van hierdie leraars sê en dit mag nie skok, maar dis wat hulle glo en absoluut vind ons hierdie goed nie in die woord van die Here nie. So kom ons spring dadelik weg. Nou die wonderlike gawe van die spreek in ander tale volgens 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 14 word so verkeerd verstaan en dan ontstaan daar dwalinge soos die prayer language wat nie in die skrif gevind word nie, maar hierdie mense maak van dit 'n geheime gebedstaal wat jy tot God bid. Nou, hierdie soort van leer vind ons nie in die woord van God nie, en dis belangrik om dit te verstaan. Nou, ek gaan nie vandag in detail gaan daaroor nie, ek het al 'n reeks video's gedoen daaroor, maar kom ons gaan luister wat sê Apostel Nikkie van die Weshuis, en hy sê dat wanneer jy in hierdie prayer language bid, dan verander jy die atmosfeer, you change the atmospheres, en dit maak die geleentheid oop vir wonderwerke. Kom ons gaan luister wat hy sê. Number 5. When you pray, you change the atmosphere. When you pray in tongues, you are changing the atmosphere around you. And because you are connecting to the Spirit, guess what happens? Healing, signs, wonders, breakthrough, peace, and joy will all come into your life because you are allowing the Holy Spirit to move and allowing the Holy Spirit to manifest. So if your home is like very depressed, very tense, it may be very tight at the moment because you've been in lockdown, we've all been in lockdown, and now everybody's irritating you. Change the atmosphere. Just change that atmosphere. Just walk in your home and just pray in the Holy Ghost. Stir up the faith. Stir up the presence of God. There's nothing as beautiful as the presence of God and the peace of God and the joy of God. Get into the zone of the presence of God. Elke gelowige behoort in sy eie moedertaal met God te kan praat en die Here te vra om sy omstandighede te verander of wat ook al die geval mag wees. Maar hierdie mense glo die prayer language is die sleutel tot daai sukses en oorwinning. En dan sê hy natuurlik, as jy natuurlik in tale bid, verander jy die atmosfeer. You change the atmosphere. Dis 'n New Apostolic Reformation buzzword. En jy gaan dit baie hoor wanneer ons gaan kyk na die New Apostolic Reformation. Nou dit stel God nou in staat. As jy in daai taal praat, dan stel dit God in staat om allerlei wonderwerke te bring. Die woord van die Here leer dit nêrens nie. Ek vra, waar lees hy dit in die Bybel? Dit staan nie daar nie. Nou kom ons gaan kyk na Frik Weideman. Hy glo dat wanneer jy nou in 'n taal praat of 'n taal bid, volgens wat hulle gedoen het, dan bring dit openbaringskennis. Die Here maak dinge oop vir jou. En hierdie mense leer al hierdie goed bymekaar aan. Dit staan nie in die Bybel nie, want hy gee geen skrif nie, maar hulle hoor dit by ander, dan sê hulle, maar dit is wat dit doen, die prayer language. Kom ons gaan luister. Kap, om net hierdie demoon uit te kry. Anyway, ons stap toe in die kamer in en ons begin te bid in die kamer. En ek kan onthou, ons het nogal in 'n taal gebid. Oomblik wanneer jy in 'n taal bid, dan kom daar openbaring, kom daar openbaringskennis in ons lewens in. En Vader wys vir Amelia deur die Gees. Dit staan nie in die woord van God nie, dis baie duidelik. Hierdie mense glo wat hulle self eintlik maar in hulle gedagtes wat voorkom. Hulle hoor dit by ander mense en dan sê hulle hierdie bid in tale bring openbaringskennis. Nou die tale wat hulle bid is maar bloot gibberish. Dit bestaan nie. Dit is nie daar nie. Die taal wat God ons gee as die gawe is die taal van mense. Dis 'n gewone aardse taal. En dit moet ook uitgelê word wanneer dit nodig is. En soos in die gemeente. Maar hierdie mense leer dit by mekaar aan en hy sê dit is openbaringskennis. Dit kom nie in die woord van God voor nie. Daar's geen skrif wat vir ons aandui nie en dit moet absoluut verwerp word. Kom ons gaan kyk na die volgende leraar wat sê die prayer language is 'n geheime wapen tot oorwinning oor omstandighede, oor probleme. Kom ons gaan luister.
We may know all the Christian buzzwords and phrases, but we are trapped in cycles of depression, fear, addiction, shame, and we can't seem to even save our marriages or our families. Do we really understand that the power to bring breakthrough in our hearts and transformation in our lives dwells inside of us? And Corey, I think a lot of Christians don't understand that power dwells inside of them. So before we go any further, what's the secret weapon? The secret weapon is praying in tongues. Wanneer ons omstandighede in ons lewens het en daar's probleme, is die oorwinning in hom wat ons gered het. Hy wat in ons harte woon, deur die krag van sy Heilige Gees, hy kan omstandighede verander. En dan hoor jy nou presies wat hy sê, dis die bid in tale. En nou sê die aanbieder dat al ken ons alle gelowiges die bashoors en alle bashoors wat daar mag wees, bly ons steeds gebroke. Ons kan nie eens ons eie huwelike red nie. Hy sê as ons maar net besef die krag wat in ons woon, hier word bedoel die prayer language, en dan sê die man vir hom, maar wat is daar die geheime wapen? Hy sê om in tale te bid, dis die prayer language. Ek sê weer, dit wat die Heilige Gees wat in my woon, is die krag tot oorwinning in ons lewens. Nie 'n prayer language, 'n gibberish taal wat jy praat nie, maar dis wat hulle glo. Nou kom ons gaan luister na die volgende leraar. Hy praat van iemand wat nou wakker geword het in die nag en hy het besef hy moet vir die persoon bid, maar hy weet nie waaroor dit gaan nie, en dat die persoon dalk probleme het en hy het begin bid in 'n taal en hy het gevoel hoe dinge begin verander. Kom ons gaan hoor wat hy daaroor verduidelik. Ek het die getuienis gehoor van iemand wat so wakker geword het in die nag en aan iemand gedink het en gewonder het, Here, maar hoekom kan ek nie in die slaap raak nie? En as hy binnekamer toe gegaan en vir die persoon begin bid, maar nou wat bid jy, want jy weet nie wat die situasie is nie. En dit was vroeg in die oggend, toe dit nog donker was, en hy bid, en hy sê, Here, maar ek gaan nou maar in tale vir hierdie persoon bid, want ek weet nie wat om te bid nie. Sien, ons weet nie altyd reg wat om te bid nie. En hierdie persoon hou aan bid in tale, totdat hy vrede in sy hart kry, gaan terug bed toe, en hy gaan slaap nog 'n paar uur voor hy hoef op te staan vir werk. Later die week, loop hy daardie persoon aan wie hy gedink het raak in die winkel. En hy sê toe vir die persoon, jong, weet jy, ek het nou die aand, snaakse ding het gebeur, ek het wakker geword, vreeslik aan jou gedink. En wat sê die persoon? Hoe laat was dit? Watter aand was dit? En hy vertel die persoon watter aand dit was, hoe laat dit min of meer was. Hy sê, weet jy wat, ek was in 'n motorongeluk daai aand. En die wonder het die Here my beskerm. Nou ek vra weer 'n keer, kan 'n mens nie as die Here jou dalk wakker maak of dit op jou hart lê om vir iemand te bid wat in nood is, in jou gewone moedertaal bid nie? Gaan God dit nou nie verstaan nie? Gaan God dit nou minag? Hy maak jou in elk geval wakker om te bid vir iemand. En as jy dan in jou gewone Afrikaanse taal sou praat, beteken dit nie veel nie. Daarom moet jy nou in 'n prayer language bid. En dit is wat hy sê, hoor van iemand, 'n geval van iemand wat nie kon slaap in die nag nie, dat daardie persoon gedink het aan iemand en hy wil vir hom bid. En wat doen hy? Hy sê hy het nie geweet wat om te bid nie, en wat die Pinkstercharismate gewoonlik doen is hulle gebruik Romeine 8:26, want dit sê ons weet nie altyd dat ons reg moet bid nie, maar die Heilige Gees tref ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hierdie skrifgedeelte het niks te doen met die spreek in tale of die bid in tale of wat ook al nie. Absoluut niks nie. En hy bid toe maar in tale tot hy dan vrede in sy hart het, en hierdie prayer language is maar bloot 'n gibberish taal. Dis nie taal en dit is nie 'n aardse taal nie, want as jy 'n aardse taal sou praat, kon jy net sowel in jou Afrikaanse taal gebid het. Maar hulle glo dat hierdie prayer language 'n krag, dis die sleutel tot oorwinning, en hy sê hy loop daardie persoon toe later, hy vertel van die persoon wat die ander persoon toe later raakloop, vir wie hy gebid het, en die persoon vra hom hoe laat was dit gewees, en hy vertel hom ongeveer die tyd, en hy sê ja, hy was in 'n motorongeluk en die Here het hom beskerm. Nou, die waarheid is, God kan ons beskerm. As ek en jy vir iemand bid en die Here lê dit op jou hart, kan dit gebeur en die Here kan daardie persoon beskerm. Maar om die prayer language in te bring, is absoluut onskriftuurlik, want daar bestaan nie 'n prayer language nie. Dit is, jy kan in die kerk, kan in 'n gemeentelike
biduur of waar ook al, wanneer mense, en veral in die tyd van handeling het dit gebeur, dan kan jy bid en jy met daai taal moet dan uitgelê word, want hoe sou iemand dan verstaan wat jy sê as hy nie verstaan wat jy bid nie? En daarom is die prayer language maar bloot 'n gibberish taal. Kom ons gaan kyk aan die volgende klip, en dit is waar dieselfde leraar natuurlik in die eksamenlokaal sit. Hy sit self nou daar en hy het van die antwoorde vergeet en hy het dit in tale begin bid en hy kry al die antwoorde. Kom ons gaan kyk. Ek kan studeer terwyl ek in die gees bid. Ek kan eksamen skryf. Dit het al met my baie gebeur. As ek aan die eksamenlokaal sit en hoe sê hulle writersblok of ek weet nie wat sit in Afrikaans, skrywers. Maar jy weet as jy daar sit en skielik is jou verstand leeg. Jy kan niks onthou nie. Dan begin ek in tale bid. Ek sê net altyd vir ons jong mense oppas net jy dit nie hardop begin doen nie, want hulle gooi jou dalk uit omdat jy vir die ander Griekse studente of so die antwoorde gee. Maar hoe dit ook al sê, bid in tale. Selfs wanneer ek eksamen skryf, wanneer jy daar sit in jou hart, praat met die Here. Weet jy hoe dit my al gehelp? Hoe dit ek in my finale jaar van my honeursjaar gesit het in eksamen vraestel. En skielik, soos hulle nou in die mooi Afrikaans sal sê, slaan ek blank. Ek kan niks onthou nie. En ek het net so stil geraak, net my oë toegemaak en my hart begin bid. En weet jy, toe ek my oë oopmaak, is dit asof ek net kon begin skryf. Nou dit is baie interessant wat hy noem. Hy is in die eksamenlokaal en hy bid in tale. Dit is natuurlik die prayer language, dit is daardie taal wat niemand verstaan nie. Nou sê jy moet nou nie hardop bid nie, want dan sal die ander Griekse studente die antwoorde kry, so het bid in Grieks. Maar die belangrike ding is, dit is absoluut nie in die woord van God te vind nie, en daarom sê hy dat hy in die eksamenlokaal gesit en skryf het, en hy sê dat hy by geleentheid eksamens geskryf het en hy het blank geslaan, en toe hy in tale begin bid, het hy ewe skielik die antwoorde gekry en hy kon net skryf. Dit is absoluut wat hy nou mag glo. Nou wat van die wat nou nie die prayer language het nie? Hier is die belangrike vraag. En hulle slaan nou blank. En hulle is nou nie iemand wat in 'n taal kan bid of in 'n taal kan praat nie, gaan hulle nie ook bevoordeel word met hierdie prayer language nie. Is dit nie interessant nie? So, die Here gaan nie iemand anders bevoordeel wat die sogenaamde taal het, die gawe van taal het nie. Maar die prayer language is absoluut die sleutel tot sukses. En hierdie mense glo dit. Absoluut nie in die skrif te vind nie, dit staan nie in die woord van God nie, en dit moet absoluut vermy word. Nou kom ons gaan luister na 'n ander man, 'n ander leraar in die charismatiese bediening ook. Hy sê dat 'n vrou was haarself toegesluit vir 3 maande, en sy het in tale begin praat vir 3 maande. Kom ons gaan kyk wat het toe gebeur. Kom ons gaan kyk. If you pray in the Spirit, miraculous things happen. We met a woman from Ohio. I got a powerful prophetic word from an apostle that came from Ohio, and he gave me the word, and we met some of his intercessors. And this woman, she says, I got to tell you a little bit about my story. She said, the Lord took me aside one day and told me to lock myself in my house for 3 months and pray in the Spirit. Not to take phone calls, not to answer the door, not to visit with anyone, but just to set myself aside for him for 3 months. And she said, and I did. I prayed in the Spirit for 3 months. And she said, and when I came out of the house, I was literally afraid because of the power that was manifesting through me. She said, I knew everything about everybody. And she said, when I came out of that house, if I was talking to someone, I knew what kind of car they drove, what kind of clothes they just bought, the names of their kids, where they worked, who their boss was. She told one woman that she had met, she said, this is your boss's name. He has 2 kids. He just bought a new car. This is the city where he has a home. She told him all this stuff. And so the woman was so overwhelmed, she went to her boss and said, is all this true? This woman told me these things about you. And he said, yes, how in the world would she know that? And well, she hears God's voice. And so he said, if I flew her out, do you think she'd be willing to talk to my family? And she led them all to Christ because of walking in that gifting. Nou, of dit 'n glo kan word, dit is die charismatiese storieetjies
Nou hierdie vrou het haar nou vir 3 maande nadat sy 'n opdrag van die Here ontvang het, in haar huis opgesluit. Sy mag die deure oopmaak nie, sy met die phone calls antwoord nie, niks nie. Nou stel jou voor, jou kinders soek na jou, of jou familie, of wie ook al soek na jou. Kan dit regtig geglo word? En dan sy vir 3 maande in tale gebid, die prayer language. Ek dink 'n mens sal absoluut vir jouself begin irriteer om in daardie gibberish taal gereeld elke dag te praat. Maar dis wat hy sê wat met haar gebeur het, en kyk wat gebeur. Toe sy daar uitkom, was sy vreesbevange, bang vir die krag wat binne haar is nou. Van daar af weet sy alles van almal en nie gehoor wat hierdie leraar sê. Valse leraar natuurlik, maar hy glo, en sy het nou alles geweet, al die detail van almal, en is dit nie skokkend nie. En dit is nie wat die prayer language, dis 'n dwaling. Die prayer language bestaan nie, dis nonsens, hulle glo hierdie goed en hulle dink dit is wat regtig gebeur. Absolute onsin. Kom ons gaan luister na Pastor Chris, nog 'n valse leraar, wat glo die tale maak jou suksesvol. Kom ons gaan luister. To be very successful, you need to speak in tongues very, very much. Not little. You can't just and say it's enough. That will not work. You're going to have to spend time speaking in tongues. Nou ja, dit leer die woord van God glad nie. Hy sê jy moet baie in tale praat om suksesvol te kan wees. Wat 'n skokkende uitlating. Hierdie mense, dis 'n baie gevaarlike leerstelling, en ons moet bedag wees op hierdie goed. Ons moet die Here vra om ons te beskerm teen hierdie leuns wat in die kerk ingekom het. Nou ja, kom ons gaan kyk na nog 'n vroue leraar, of 'n vrou wat glo dat die tale is absoluut iets wat gebruik word, en dit kan jou selfs beskerm, en kom ons gaan kyk wat sy sê. Baie interessant. Ja. Okay, kom ons gesels nog so 'n bietjie oor die krag om in jou taal te bid. Vertel jy vir ons ondervindings wat jy gehad het, wat prakties in jou lewe gebeur het. Well, in my own personal life, certainly, the word incidentally says that it builds you up. Ja. And the word that is used for build up also means repair. So if you are sick and you pray in tongues, Wow. the Holy Spirit can repair your body. And it's in Jude it says, not only does he say you build yourself up, he says you keep yourself in the love of God. Ja. So when you're praying in tongues, for instance, if you're getting miserable, you're getting depressed, pray in tongues. It'll lift. If you're getting angry and you feel you can't control, pray in tongues. The anger will go. If you're feeling despondent and you don't know what to do, pray in tongues. If you're looking for questions and you don't know where the answer is, pray in tongues. Now, personally, there was a time in Hillbrow many years ago when I was walking down the street, and there were a couple of men who came walking towards me, and I knew, here's trouble. It was quite late at night. I knew, this is trouble. And I started praying in tongues. And they just split in front of me, and they walked on the side. And when I looked behind, they were staring at me with big eyes. Nou ja, dan praat sy nou van die genesings wat kan plaasvind as jy probleme het en antwoorde soek, bid net in tale. En as jy antwoorde soek uit die woord van God, bid in tale. Jy moet die woord van God ondersoek. Die Here sê vir ons, ons moet die woord bepeins dag en nag. Nie in tale bid dat jy antwoorde kan kry nie, maar dit is wat hierdie mense glo. Nou glo sy, dit is die sleutel tot alles, bid net in tale. Sy sê een aand laat in Hillbrow het 'n groep mans, nou sy het gehoor wat sy sê, wat vir haar sogenaamd 'n bedreiging sou inhou. Sy het net in tale gebid en het mekaar het gespat en haar met groot oë aangekyk. So as jy in die nag alleen loop, bid maar net in tale, jy sal beskerm word. Dit is wat hierdie mense glo, maar dit is nie die geval nie. Dit is nie die geval nie. Tale is nie 'n geheime taal of 'n soort van gibberish nie. Tale is werklik in die Bybel evangelisties van die aard, dis lossa, dis 'n aardse taal waarin jy ander die evangelie gee wat dit nie verstaan nie, en hierdie mense gebruik hierdie skrifte en sê, dit is die sukses tot alles, jy moet net in tale bid. Nou kom ons gaan luister na Elma die Jager. Sy is in een van ons plaaslike Pinksterkerke, 'n leraar, pastoor, en sy sê as jy 'n hoop skorrelgoed het, en dis baie skorrelgoed of wat ook al,
bid in tale en woeps waps, daar's alles klaar. Kom ons gaan luister wat sy sê. Opstaan. Heilige Gees, herinner my. Julle mens loop partykeer doelloos. As jy werk, as jy moet 'n klomp skorrelgoed was, begin in tale bid. Net so dan as daai skorrelgoed klaar gewas, as jy moet iets doen, as ek wasgoed vou, bid ek in tale. Ek vra regtig die Heilige Gees, ek beoefen my daarin. Want weet jy wat gebeur ook? Wanneer dan mense na jou toe kom en jy moet bid, is jy klaar in lyn met die Heilige Gees en jy kan bid wat jy moet bid. Nou ja, dat wanneer sy werk 'n hoop skorrelgoed het, jy was of stryk, bid in tale en dan is dit klaar. Dis fantasties wat hierdie taal kan doen, die prayer language, en hierdie mense glo hierdie goed en buitekant staan die wêreld en lag vir die kerk. Dis absoluut skokkend. 'n Mens kan nie glo dat hierdie mense dink dat dit is die gawe van God, van tale wat God ons gee om hierdie goed te kan laat gebeur nie. En dis wat hierdie mense glo. Absoluut skokkend. Ons moet dit vermy. Nou ja, ek gaan vir julle nog een videoklip speel van 'n leraar en hy's nie 'n valse leraar nie, maar hy glo dat kindertjies van 3 jaar oud kan in tale bid en dit moet weer gebeur in ons kerke. Kom ons gaan luister. Elke kerk wat Sondagskool hou tydens die diens is in die hand van die vyand. Want waar gaan jou kinders leer hoe ma en pa die Here moet aanbid? Waar gaan hierdie klein kindertjies leer wat die salwende krag van God is? Waar gaan jy weer sien dat kinders van 3 jaar oud gedoop word en in tale spreek? Dis Pinkster wat ek ken. Nou ja, die doping met die Heilige Gees en die spreek in ander tale vir 3-jarige kindertjies, dit kom nie eers in die Bybel voor nie. En God het altyd volwassenes gebruik. En dit is werklik wat in die woord van God voorkom. Dit staan nie daar geskrywe. En vandag word geglo dat tot 3-jarige kindertjies gedoop word met die Gees en hulle kan in tale praat en hulle kan, dit is ongelooflik. En dis wat hierdie mense glo. Maar dit is baie skokkend. Goed, ek gaan afsluit. Wanneer ons wees soos Bereëns, Handelinge 17 vers 11, gaan maak seker of hierdie dinge so is. Wanneer iemand iets spreek, maak nie saak wat dit mag wees nie, gaan ondersoek die skrifte en maak seker of hierdie dinge so is. Daar's baie misleiding, veral in die laaste dae. Ons leef in die tyd van groot misleiding. En Satan het sy hand in die kerk, hy steek sy hand in die kerk, hy bring valse leerstellings, valse die manifestasies as hy wil, en hy doen al die dinge om die kerk totaal te mislei. Kom ons bly by die woord van God, kom ons bly by die gesonde leer van die skrif, en mag die Heilige Gees, wat die Gees van die waarheid is, ons lei in al die waarheid. Gaan ondersoek hierdie dinge en kyk of dit so is, dat ons nie mislei word nie. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gaan gesels, mag die Here u seën. Totsiens.